Hallo daar. Dankie dat jy ingeskakel het. Dankie dat jy hierna luister. Vandag wil ek met jou gesels oor bankdeure. Ja, jy weet daai deure wat lei tot in 'n bank? Standard Bank, Absa, Nedbank. Jy weet van wat se deure ek praat, né? Die deure is daar vir ons eie veiligheid en natuurlik ook vir die bank se. Dis moet jy eers die deur oopmaak, instap in daai klein hokkie, die deur agter jou toemaak en dan, weet jy wat, moet jy in daai beknopte hokkie vorentoe stap en die deur voor jou oopmaak om in die bank in te gaan. Want jy soek natuurlik geld, is dit nie? Vandag wil ek die deure gebruik, die bank se deure, as 'n voorbeeld vir my en jou se eie lewe. Want weet jy wat, baie keer voel ons so vasgevang in daai beknopte spasie van die bank se deure, in ons omstandighede, en jy weet dalk nie meer watter kant toe nie. Die familie sê natuurlik skree in jou ore agtertoe, die vriende sê vir jou vorentoe, en dit raak net een heel deurmekaar spul. En baie keer voel dit net vir jou asof die lewe net een te veel raak. En weet jy wat? Kom ek sê vir jou, dis oukei om so te voel. En jy vriend, jy sit vandag miskien dalk ook vas tussen daardie twee deure. Jy probeer vashou aan die verlede, maar tog wil jy die toekomstige dinge ook hê. Jy soek nie geld binne in die bank. Ons almal bevind ons maar eers tussen die bank se deure. Die moeilikheid kom wanneer ons daar bly en nie deur dit werk nie. Die voertuig gaan mos nêrens heen as dit in neutraal is nie. Want jy is vandag dalk nie selfseker wie jy is en ook nie wie sin jy is nie. Daai hinkering gevoel. Jy het dit al gevoel, né? Sê vir my jy het dit al gevoel. Jy kan nie nou angstig rondkyk nie. Weet dat God jou redder en verlosser is. Jy moet die keuse maak om die deur agter jou toe te maak. Want as jy nie met die probleem of gevoelens wat jy het deel nie, kan ek vandag vir jou sê, gaan dit met jou deel. Die skrif sê een ding. Die skrif sê een ding. Een ding sê ek vir jou, nie 'n klomp dinge nie, een ding. En ek vergeet, sê hy, die dinge wat agter my is, en strek my uit na wat voor is. Die Engelse ou sê, I press towards it. So, ek vat dit aan, en ek jaag na die doel, om die prys te verkry, van die, wat Jesus Christus vir ons gedoen het. 'n Hoë roeping, die roeping wat hy vir ons gee. Moenie onbestendig wees nie. Moenie soos 'n golf van die see wees, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word nie. Kom nou, raak rustig. Vat gou 'n time out. Kom, dames, vat so 'n paar sneesdoekies saam en gaan besluit wie jy wil wees en wie jy as jou anker wil hê in jou lewe. Waar wil jy wees? Wêreld of God? Gister kan nie verander word nie. So maak toe daardie deur sodat jy vandag kan verander. En weet dis nie maklik nie. Ek weet dis nie maklik nie. Ek wil jou sê, strek jou uit na wat voor is. Nie jou vriende, jou man, jou vrou, jou kind, kom ek sê vir jou, nie ewen jou pastoor of jou dominee kan vir jou besluit nie. Jy moet besluit. Daardie besluit moet jy neem. Jy kan dit doen. Ek wil jou uit my hart uit sê, jy kan dit doen. Ek wil jou in jou oë kyk en sê, jy kan dit doen. Strek jou uit. Strek jou uit. Kom vat jou hand saam met my en strek uit. Staan op waar jy sit. Waar jy lê in 'n bondeltjie wanhoop. God se plan vir jou is 'n goeie plan. Die werk wat hy begin het in jou, dit sal hy volëindig. Daar is hoop vir jou in Jesus Christus. Kom uit tussen die bank se deure. Sterkte met die res van jou week en ek vertrou dat God jou krag sal gee vir die nuwe seisoen in jou lewe. Dankie dat jy geluister het, waardeer dit. As my boodskap vir jou baie beteken het vandag, vra ek net een ding van jou af. Deel dit met iemand. Hy of sy het hierdie boodskap dalk net so nodig, soos wat jy dit nodig gehad het. Dit mag dalk net vir iemand se lewe verander. Vat die kans. Tot 'n volgende keer. Mooi bly.